Broer en suster, andermaal hartlik welkom. Ek hoop jy het 'n mooi en 'n goeie en geseënde dag gehad en dat jy so tussen al die woel en die werkskaf ook die teenwoordigheid van die Here by jou lewe ervaar het. Die van julle wat op pad is, bly om te sien julle is terug. Ons sal net nou weer gesels. Net een ding, dankie Elsabie vanaand vir die sop, gisterand lekker geëet, dankie Fani. Ons sien ook daarna uit om vanaand dan weer lekker saam te kuier en saam te eet. Kan ek dalk net sê, die geleenthede, ek persoonlik hou nie baie daarvan om die goed lewendig uit te saai nie, maar ek weet daar's ook mense wat omstandighede het wat nie hier kan wees nie. So, ons gebruik nou maar om het lewendig uit te saai die Facebook platform, maar daar is mense wat ek weet wat nie Facebook het nie. Tiaan, na die tyd dan laai hy gou die goed na YouTube toe. So as jy nie Facebook het nie en jy wil graag die link na YouTube het, kry dan stuur maar net vir my boodskap of ek stuur dit daarna wat is jou naam tog nou nek Cynthia, sy is mos die nek in die gemeente. Almal sê ek is die hoof of wie ook al, maar sy sê nek so, sy draai vir ons net waantoe sy ons wil hê. So sy het die link ook, so stuur ook maar net vir haar boodskap as jy graag ergens weer van die goed wat ek in die aand met jou deel, weer wil gaan herbesoek. Ek is baie oop daarvoor dat as jy vanaand hier kom sit, dan moet jy nou eers kom rustig raak. Daar's nou eers die dagse woel en gewerkskap wat jy nou eers tot ruste moet bring. En dan moet jy jou fokus hier reg kry en die sielkundige sê iets soos, ek wil na die eerste 90 sekondes, dan vat jou konsentrasie al die eerste ding. En dan is jou kop ergens heen. En wanneer jy nou na 'n minuut of wat weer terugkom, dan is ek nou al 'n hele paar tree weg, en dan moet jy nou eers van dit alles sin maak, so ek is baie oop daarvoor dat 'n mens geweldig baie goed kan verloor. So as jy die goed weer wil gaan herbesoek, en vanaand is
dink ek is 'n tema waarmee ons almal baie goed kan doen. Dat ons dit weer en weer kan gaan besoek, want maar ek sal net nou daarby kom dat ek myself nie vooruit hardloop nie. So voordat ons begin, ek wil dan graag maar vir jou geleentheid gee vir 'n paar oomblikke van stil gebed. Miskien wil jy sommer net vir 'n paar oomblikke stil wees. Miskien is daar iets wat jy gehoor het vandag, iets wat dalk vir jou nou nog omkrap. Dalk is daar goeie nuus wat jy moet verwerk, dat jy so gaaf is om vanaand hier te wees, maar jy eintlik so gou as moontlik by die huis wil kom, want jy wil die goeie nuus wat jy gehoor het, wil jy verder gaan beleef, wat dit ook al is. Ek gee vir jou 'n paar oomblikke van stil gebed, en dat jy met die Here kan deel wat nou op jou hart lê. Ja, Here, so het 24 uur net so onder ons voete deurgehardloop. Ons kan byna nie glo dat ons mekaar 24 uur gelede gesien het. 24 uur gelede saam in die woord gewandel het, 24 uur gelede saam 'n koppie sop en 'n broodjie geëet. En hier is ons alweer. En so word ons dan maar net weer bewus van hoe vinnig die tyd aanstap. En daarom weet ons ook dat vir ons lewe hier op aarde is dit maar soos wat die Bybel sê, dis 'n gedagte. En ons het net hierdie paar oomblikke in ons lewe om nie net die woord te hoor nie, maar ook net 'n paar oomblikke wat ons daaroor kan nadink, en dat ons ook net 'n paar oomblikke het om dit toe te pas, dit uit te lewe. Daarom is hierdie oomblikke vir ons kosbaar, Here. En soos wat ons hier is, bid ons dat hierdie oomblikke wat ons saam met mekaar u teenwoordigheid deel, en saam met mekaar bewus is daarvan dat u ons wil seën, van ons beter mense, dieper Christene wil maak, by 'n lewe wil uitbring wat dieper, meer gehoorsaam aan u sal wees, dat u ons met die teenwoordigheid van u Gees sal omvou. Mag ook die gedeelte wat ons vanaand in die Bybel andermaal weer na gaan kyk, vir ons help. Want môre en oormôre gaan ons weer met
ander dinge in die lewe vermoeid raak. En is daar weer ander en nuwe dinge op die horison, wat nie net ons geloof in U bedreig nie, maar ook die hoop wat ons as wedergebore mense ontvang het, wil vernietig. Seën vir ons in hierdie oomblikke. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan andermaal 'n lied saam sing en daarna gaan ek weer 'n lied bring waarna ons maar net gaan na sit en luister. Ek het hom al, ek dink dit was met die donderdag aand met ons goeie Vrydagdiens. Die aand dink ek het ek hierdie lied vir julle gespeel. Is as ek reg kan onthou, dis 'n lied met Spaanse woorde. Ek het die vertaling onder aangesit en die bedoeling is maar net dat ek en jy, wanneer ons by die Bybel uitkom en wanneer ons met mekaar oor die Here praat, dat ons altyd bewus sal wees daarvan dat ons is met die Heilige God besig. Maar kom ons sing eers 'n lied saam. Aan U voete, Heer. Daarom kniel ons voor U, Heer.
Daarom kniel ons voor
die pragtige muziek die uitgezonden word. Ek lees weer vanaand saam met jou 1 Petrus hoofstuk 1 en dan vers 3 tot en met vers 9. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. So ons tema vir vanaand is dan lewende hoop, en ek wil graag die geleentheid vanaand begin. En ek wens ons het geleentheid gehad om met mekaar te kon gesels het daaroor, om vir mekaar te kon sê, as ons praat van hoop, wat bedoel ons? En ons as Christene, die hoop wat ons het, lyk die hoop wat ons het anders as wat die wêreldse hoop lyk. En dis 'n vraag wat ek gisteraand gesê het, 'n gedagte wat ek gisteraand gedeel het, waarmee ons net nooit meer sal klaar kry. Net nou maar gaan ek weer vir jou sê, dat, en ek het dit in my gebed ook genoem, is dat ek en jy is nou besig om met bepaalde goed in ons lewe te worstel. Verskillende goed, elkeen soos wat ons hier is vanaand. Daar is goed waarmee ons worstel, wat vir ons wonder, is die lewe die moeite werd, en is daar vir my hoop? Vir ons hier in Suid-Afrika, met al ons politieke woelinge en die naderende provinsiale en verkiesings wat daar binne die volgende jare wat gaan plaasvind, en baie dinge wat ons beleef, en misdaad en die gebrek aan dienslewering, al die goeders maak dat ook ek en jy, al is ons die beste Christen, dat ons tog maar ergens ons hart vashou. Is dit die moeite werd? Is die Christelike geloof regtig die moeite werd? En kan ek maar sê wat ek die afgelope 2 Sondae ook gedeel het. Dit moet vir ons altyd vreemd wees as die wêreld nie kom vra nie. As die wêreld nie by ons kom aanklop nie. As ek en jy nie 'n beter antwoord het as wat die regering van die dag het nie, dan is ons as gelowiges, is ons ook maar net so sleg daaraan toe. En daarom is dit nodig dat 'n mens hieroor moet praat. Ons beleef hoe dat daar aanvegting in ons geloofslewe is.
hoe dat die geloofslewe weggekalwe word, sodat wanneer ons van hoop en lewende hoop praat, dat ons eintlik maar op die einde by iets kom wat in mekaar tuimel. En as ons dan gisteraand vir mekaar gesê het, maar ons is wedergeborenes en ons dien die wederbarende God, die God wat besig is, die God wat aanhou, die God wat bereid is om altyd weer en weer nuut te maak, dan is ek en jy die mense wat dan uit hierdie wedergeborenheid ons lewe moet leef. Nou Paulus, hy word meermale die apostel van die geloof genoem. En Johannes leer ons uit sy geskrifte ken as die apostel van die liefde. Van Petrus word daar geskrywe dat hy is die apostel van die hoop. En die rol van lewende hoop kom nie tot sy reg as dit maar net gewone hoop is waaruit 'n mens elke dag leef. 'n Baie praktiese voorbeeld waarmee ons vanaand, ons wat hier is, julle wat ingeskakel is, ons hier in Suid-Afrika. Môre moet hierdie groot gesprek tussen Suid-Afrika en die VSA plaasvind. En as ons nou begin met mekaar praat, dan hoor ons verskillende stemme en op die einde sê ons ook maar, ons hoop. Ons hoop dat hierdie gaan 'n positiewe uitslag wees. Maar ten diepste is die hoop van die oorgrote meerderheid van mense is eintlik maar net iets van what's in it for me. Ek hoop net dat daar iets positief môre gaan gebeur tussen hierdie twee staatshoofde, dat hulle mekaar gaan vind en wil ek jou maar aanmoedig om vir hierdie mense te bid. Op die sosiale platforms word daar baie geskrywe oor hierdie geleentheid wat gaan plaasvind, wat ons lewe gaan raak. En hier soos wat ons hier sit, ons is die mense wat ons moet môre aangaan, en ons is die mense wat hier gaan bly, en ons moet die dinge maak werk. En ons het nodig om vir hierdie mense te bid, want uiteindelik is dit ook maar net mense wat deur God daar gestel is, wat toegelaat is dat hierdie mense kan regeer. En hierdie mense gaan eendag in hulle lewe, of aan die einde van hulle lewe, net soos ek en jy, ook verantwoording moet doen oor dit wat hulle en ons met ons lewens gedoen het. En hulle is staatshoofde, en uiteindelik is hulle die mense wat moet toesien dat die onderskeie lande se mense in goeie gees en gesindheid met mekaar kan saamlewe. So die lewende hoop waarvan Petrus praat, is nie maar net sommer 'n hoop waarvolgens ons elke dag leef nie. Lewende hoop kom uit dit wat ons gisteraand vir mekaar gesê het. Uit ons wedergeborenheid. As ek en jy nou wedergebore is, dat ons die nuwe lewe ontvang het, dan moet hierdie nuwe lewe moet kos kry. 'n Vrou skenk nie net geboorte en die kind word by homself groot nie. Daardie kind het voeding nodig.
Daardie kind moet kos kry sodat hy kan groot word, sodat hy eendag na homself kan kyk. Die geloofslewe werk op min of meer maar dieselfde manier. Is dat hierdie hoop waarvan Petrus praat, is hoop wat uit hierdie wedergeborenheid na vore kom. En die voedsel wat ons nodig het, is nie maar net hoe ek is gered nie. Die voedsel wat ons nodig het, is om vir ons te help dat ons beter Christen kan wees, dieper Christen kan wees en 'n hoër lewe kan lei. En daarom gaan hoop, gaan dit nie oor hoop wat maar net sterk en lewend is nie, maar dit gaan oor hoop wat vas en seker is. En kan ek myself maar net weer in die rede val of myself net vooruit hardloop om te sê, dat môre en oormôre gaan daar nuwe dinge wees. Waarmee ons gaan vroeg en waarmee ons gaan worstel. En gaan daar nuwe dinge wees wat hierdie vaste en seker hoop wat ons in die sterwe en opstanding van Jesus Christus gevind het, gaan dit weer bedreig word. Die hoop waarvan ek en jy praat, en wat hier in die Bybel, laat ek eerder sê, die hoop wat daar in die Bybel van gepraat word, is hoop wat vasgemaak is deur die opstanding van Jesus Christus. As hoop op enige ander manier ingekleur word, as daar enige ander vorm van hoop is wat verkondig word buite die opstanding van Christus, sal dit altyd hoop wees wat hopeloos en troosteloos beskrywe sal word. En Petrus begin dan nou sy brief. En goed is maar altyd vir my maar 'n bietjie vreemd om altyd tred te hou met die goed. So ek het net so 'n paar notas wat ek maar so tussendeur met julle deel. Petrus begin nou sy brief. En dan sê hy vir ons die oerpaasfees. Nou hy gryp nou na 'n klompie jaar terug, né? Wanneer hy met hierdie lesers van hom praat wat nou verspreid woon en wie se geloof aangeveg word, mense wat vervolg word, mense amper sê wat in hulle geloofslewe dreig om onder te gaan. As Petrus nou met hulle kom praat, dan kom herinner hy hulle aan, wat was die oerpaasfees belewing gewees? Daai aand, toe die Here Jesus gevange geneem was, wil hy vir sy lesers, vir sy toehoorders kom sê, hoe was dit gewees? Dan kom sê hy vir hulle, daar was verslaandheid en daar was hopeloosheid by hulle gewees. Want hier is hierdie man wat al hierdie wondertekens gedoen het, wat al die antwoorde gehad het, wat vir hulle bemoedig het en wat vir hulle gesê het dat hy is die seun van God en dat hy moet kom sterwe. En wat sy doel in sy rol was om te speel hier op aarde. En ewe skielik is hierdie man nie meer by hulle. Die verslaanheid en die hooploosheid wat daar self by hulle was. Maar dan wil hy vir hulle sê, en dan die geboorte van vernuwing van die hoop. Daardie aand wat Jesus gevange geneem is en die hele nagse marteling en die lyding wat Jesus moes deurgegaan het en die kruisiging, daardie nuwe storie, daardie nuwe begin
wat met die opstanding van Christus begin het. En daarom wil Petrus nou, as hy kom praat, dan wil hy hier kom sê, as hy praat van die ons, in vers 3, dan kom sluit hy ons almal in. Dan kom praat hy van mense soos ek en jy ook vandag. Alhoewel hy vir daai mense geskryf het, is dit woord wat ook vandag vir my en vir jou relevant is. Wat deel in hierdie katastrofe van vertwyfeling. Want dis mos wat gebeur as jy hooploos raak. As jy raak in vertwyfeling. Wanneer 'n mens nie die môre meer mooi kan raak sien. Wanneer die toekoms vir jou wasig begin raak. Wanneer daar as ware 'n gordyn getrek word. Dis wat vertwyfeling in 'n mens se lewe na vore bring. En wat sê Petrus? Petrus sê, Pase en Pinkster beteken die opstanding van Jesus het gemaak dat ons weer ons hoop herwin het. Dat ons dit teruggekry het. Ek is oortuig daarvan in jou lewe is dit ook so. Daar's niks so sleg as om hooploos te lewe nie. Hooploos beteken dat môre is as ware iets wat nie gaan aanbreek. Hooploos is om te sê dat ek moet maar in myself gaan grawe vir wat ek nodig het om te kan bly bestaan. En daarom as hierdie teksgedeelte kom praat van lewende hoop, dan wil hy nie kom sê daar is nuwe hoop nie, maar wel dat ons wederbaar is tot lewende hoop. Met ander woorde, ek en jy is lewende hoop. Dis die aangrypende van God wat aan ons die nuwe lewe gee, sonder dat ons dit verdien, sodat ons hoop kan wees. En daarom moet dit altyd vir ons verbaas en verbuister, dat die wêreld nie by ons kom aanklop, om die antwoord te hoor vir hoekom koop, verskoon die Engelse woord, ons. Wat is dit wat ek en jy het, wat maak dat ons kan aangaan? Hooplose mense is mense wat maar altyd in die môre wonder of dit die moeite werd is om op te staan en aan te gaan. Maar mense wat hoopvol is, het alle rede om op te staan en aan te gaan met die lewe. En ek en jy is gewederbaar, het nuwe lewe gekry om lewende hoop te wees. Die aangrypende, vir my in elk geval, die aangrypende is naamlik dat God aan ons is 'n lewende hoop vir God self. Dat die Here met ander woorde my en jou as die moeite werd sien dat ons mense is wat hoop in hierdie wêreld kan indra. En daarvoor sorg die Here self. Hy sorg daarvoor dat vir elkeen van wie daar eintlik niks meer gehoop kan word nie, tog weer iets kan hoop.
Dis die aangrypende van die Here. Daar kom tye in ons lewe dat, vermoed ek, gebeur met my in elk geval, dat daar tye kom, wat ek ook by myself wonder, of dinge die moeite werd is. En Petrus wil kom sê, dat die Here van elkeen van wie daar eintlik niks meer gehoop kan word nie, tog iets kan hoop. Is daar 'n meer aangrypende ding wat van my en van jou gesê kan word? Ek weet nie of dit 'n goeie voorbeeld is nie, maar baie jare gelede met toe televisie toe nou nog net in sy kinderskoene was, onthou ek op Saterdag as hulle die sport uitgesaai het hulle elke Saterdag het hulle altyd perderesies uitgesaai. En dan was daar van die beste resiesperde wat by daardie verskillende wedrenne aangetree. Hoe kan 'n mens vir een oomblik vir jouself indink, en daar's gewoonlik so 18 na 20 perde wat aan 'n wedloop deelneem, en kan 'n mens vir jou een oomblik indink dat in een van daardie hokke word 'n donkie ingestoot. En voor die tyd kan jy mos nou jou weddenskap gaan plaas, en daar's mos nou ouens wat ons nou groot navorsing oor die goed doen, oor die wie is hierdie perd se pa en ma en sy geslagslyn en sy bloedlyn, en hoe het hy in verskillende resies presteer, en al dies meer, en op grond van al die goeders sê hierdie ouens, maar dis 'n berekende kans wat ek neem. En ag, die arme ou donkie, wat niks het, wat hom aanprys nie. Geen mens, wat by sy volle positiewe is, sal dit tog waag, om op die donkie te kom wed nie. Ek dink so baie keer aan myself as die donkie. Ek met al my bagasie, ek met al my sonde, my tekortkominge. Ek, wanneer ek oor myself nadink, dat ek baie keer ook vir myself moet sê, en vir myself is daar nie eintlik hoop nie. Kan daar iets meer aangrypend van ons gesê word, dat die Here hoop in ons, in sy kerk het. Miskien voel jy vanaand ook moedeloos. Volgende jaar as jy jou kruisie vir die munisipale of provinsiale verkiesings gaan trek, voel jy dalk miskien op hierdie stadium ook dat dis in elk geval nie die moeite werd. Elkeen van die politieke partye, die mense met al hulle mooi wonderlike beloftes, daar kom net mooi dadels daarvan. Miskien voel jy oud, miskien voel jy uitgedien. Miskien is jou enigste hoop vanaand dat die Here ook maar net vir jou sal kom haal. Hoe dit ook al sy die beslissende is, naamlik dat ons deur die opstanding van Jesus Christus nog vir God bestaan as 'n lewende hoop. Nou die vroeë Christene, die mense was oud en moeg gewees. Dis hoe ek die mense in hierdie land beleef. Ons is vuisfoos. Gewonder dat die politici en die ouens so oor ons loop nie, want jy moet oral moet jy net meer elektriese heininge aanbring.
Jy moet net beter kameras en jy moet net beter sekuriteitstelsels aanbring. Jy moet elke keer as jy ergens heen gaan, maar hoor of daar nie iemand is wat saam met jou na die dorp toe of na die bank toe wil gaan nie, want mens weet net nooit nie. En al hierdie goed maak dat ons so vuisfoos is, dat wanneer daar 'n geleentheid is, wanneer ons ergens ons stem moet laat gaan hoor, dan daag ons ook maar net nie op nie. En so was hierdie Christene in daardie tyd van Petrus, toe hy vir hulle geskryf het, was dit ook so gewees. Daarom kom sê hy vir hulle, die opstanding van Jesus Christus, dit is wat vir ons die wêreld laat oopgaan. En kan ek dit nou maar vir jou sê? Wanneer ons leef, dan beplan ons altyd so goed as moontlik. En dis reg, dat 'n mens wel sal beplan en sal kyk hoe jy jou dinge so goed as moontlik kan uitwerk. Maar nou weet ons ook dat die politici baie keer sê dit vat net een groot ou of een groot nasie of land in hierdie wêreld vir sy president om te nies en die hele wêreld het verkoue. En dan tuimel die markte. En nou wil Petrus kom sê, die hoop wat ons het, lê nie in wat mense sê en wat mense beplan nie. Die hoop waarvan ons praat, is hoop wat uitsien. Is hoop van mense wat ons gisteraand vir mekaar gesê het, is mense wat vreemdelinge is, wat op pad is mense wat aan 'n ander koninkryk behoort. Is mense van wie se lewens dit waar is, dat hulle hoop het, ten spyte van wat daar aan die gebeur is. Want die hoop is lewend, die hoop is veranker in Christus wat die dood oorwin het. Dan gaan môre en oormôre, dan gaan daar nuwe dinge op die horison verskyn. Oor 3 jaar dan is die Amerikaanse verkiesing weer op hande en dan moet daar weer 'n nuwe ou gekies word. Hoe weet ons of daar nie dalk miskien dan weer van die ander party 'n president aan bewind gaan kom? En dan is daar weer nuwe goed wat uitgevaardig gaan word. En dan is daar weer nuwe uitdagings wat vir die wêreld voorhande is. Die Christelike hoop is hoop wat nie net uitsien nie. Ons hoop nie net vir môre nie, maar ons weet ook, dit gaan vir ons uitkoms bring. En daarom lyk ons hoop as Christene, lyk anders as die wêreld se hoop. Die Christelike hoop is hoop wat buite gevaar is. Ons sê baie keer, in ons gewone omgangstaal sê ons, solank daar lewe is daar hoop. Die geestelike kant sê, solank as wat daar hoop is daar lewe. En solank as wat ek en jy met hoop lewe, kan ons lewe na die wêreld toe gaan uitstraal. Hierdie hoop, dit skryf Petrus, dan sê hy, dit lê in die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. En nou Calvin het gesê, wat jy nie dink as ek wat dit sê, baie slimmer ouens as ek, en hy het gesê, daarom kan ek en jy weet dat Christelike hoop
is buite gevaar. Niks wat in hierdie wêreld bestaan, kan hierdie hoop, wat deur die opstanding van Christus bewerk is, en 'n werklikheid gemaak is, verinneweer, of verwoes, of 'n einde aanbring nie. En as Petrus dan nou hierdie gedeelte, en ek wil daarmee afsluit, as Petrus dan nou hierdie bewaring op 'n negatiewe manier kom beskryf, onverwerklik, onbesmet en onverganklik, dan wil hy eintlik maar net vir ons kom sê dat die konnotasie is dat die rykdom van God se hoop, daar is net nie genoeg waarmee ons dit kan beskryf nie. Dis soos Johannes in Openbaring, nee, as hy vir ons wil sê hoe lyk die nuwe Jerusalem, dan sê hy dit lyk soos. En die beste wat Petrus kan doen is hy beskryf dit op 'n negatiewe manier, sodat die positiewe belig kan word. En dis die lewende hoop wat volkome anders daar uitsien as wat ek en jy ooit in ons lewe kan dink. Kan jy nou begryp hoekom ons gisteraand vir mekaar ons gesê het, ons is nuwe mense. Die feit dat ek en jy 'n nuwe mens is, dit beteken dat aan ons die gawe gegee is om te kan hoop. Dat dit nie iets is wat ons moet gaan uitdink nie. Dat dit ook nie iets is wat ons 'n werklikheid moet maak nie. Hierdie hoop is alles die werk van die Here. En daarom word hierdie hoop nie net bewaar nie, maar kry hy ook 'n militêre konnotasie van 'n fort wat deur 'n garnisoen bewaak word. En as ek en jy met hierdie lewende hoop moet gaan lewe, dan kan ek en jy vanaand vir mekaar sê, die Heilige Gees staan soos 'n lyfwag om ons. Mag ek dan nou vanaand vir jou saam met myself kom oproep, mag ons vashou aan hierdie hoop. Hierdie hoop lyk anders as die wêreldse. As jy vanaand die nuus gaan aansit, of môre na die nuus, die radio of die TV, of waar jy dit ook al dalk op die internet gaan lees, en môre is dit mos nou die begroting wat ook gedoen moet word. Die wêreld het 'n ander hoop as wat ek en jy het. Mag ek en jy uit die hoop lewe van Christus wat uit die dood uit opgestaan het. En dat ek en jy hoop is. Here, by myself weet ek dat ek môre of volgende week of ergens nog by geleenthede in hierdie jaar weer na hierdie goed gaan moet teruggryp. Want ek weet ek gaan vergeet. En ek weet in 'n onbewaakte oomblik gaan ek saam met die wêreld praat. Daarom kom bid ek vir myself, vir broers en susters, vir gelowiges, vir u kerk, dat ons net weer hierdie ontdekking in ons lewe sal maak, nie omdat ons so goed is nie, maar
omdat U dit vir ons oopbreek. Ons is hoop. En al is die uitslag tussen ons president en 'n groot moondheid se president môre in die weegskaal en dat almal maar net gis en wonder, nobody gets earlier up than God. Hy is reeds daar. Jy sien reeds waar twee mense gesels en praat en onderhandel en wie weet nie net wat alles gebeur daar agter geslote deure nie. Intussen tyd moet ons hier in Ladysmith wie ook al waar dan inskakel en hoor wat ons vanaand hier vir mekaar gesê het, dat hierdie lewende hoop in die strate van Suid-Afrika se dorpe geleef moet word. Tussen die milies, tussen die beeste, tussen die pasiënte, tussen die kerk se banke. Ja, Here, laat ons lewende hoop wees. So bid ons vir hulle wat môre moet onderhandel. Mag dit wat ons vanaand hier bid, ja, die uitwerking, die krag van 'n gelowige se gebed, het 'n kragtige uitwerking. Seën vir hulle. Seën vir ons vanaand. En in ons op pad wees. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit weer af met hierdie lied. Ons kan staan wanneer ons dit sing. Ons
lig dan ook so in ons lewens skyn. Om al die donker van hopeloosheid en troosteloosheid uit te dryf. In Jesus se naam. Amen. You